Op campusse, hoor ons slagspreuke soos Afrikaans must vol en in staatsdepartemente word Afrikaans al hoe minder gebruik. Onlangs in die Noord-Kaap het die departement van polisie besluit dat die enigste voertaal voortaan Engels sal wees. Die besluit is gelukkig omgekeer nadat die vakbond Solidariteit en die Pan-Suid-Afrikaanse Taalraad met hulle in gesprek getree het. Maar wat is die stand van Afrikaans? Dit is die onderwerp van vandag se toekomsgesprek. En ons praat nou verder oor die stand en die toekoms van Afrikaans met professor Dani Goosen, die voorsitter van die FHK. Professor, baie welkom hier in die toekomsgesprek ateljee. Dit is die tweede keer dat ons hier kan verwelkom en dit is elke keer vir ons 'n groot voorreg. Ja, baie dankie. Spring sommer dadelik weg. As ons kyk na die breë situasie in Suid-Afrika, ons het nou verwys inleidend na slagspreuke op kampusse, na die situasie in staatsdepartemente. Hoe lyk die stand van Afrikaans tans? Ja, ek dink mens het eintlik met 'n vreemde, dubbelsinnige ding te doen. Aan die een kant kry Afrikaans ongetwyfeld swaar. Afrikaans is uit die openbare sektor gedryf en hy word al hoe minder gepraat op universiteit. So 'n ernstige kante van die situasie waarin Afrikaans haarself bevind, jy weet. Maar aan die ander kant sit jy met 'n geweldige oplewing in Afrikaans. Mens kan maar weer eens verwys na die ou kunstefeeste wat nog steeds floreer met enkele uitsonderings. En dan natuurlik in die musiek en in die letterkunde. Ons kry geweldige boeke wat gepubliseer word, digbundels en so aan. So die vraag is, hoe verstaan mens hierdie ding? Dat dit swaar kry en tegelyk floreer. Dit is so, professor, as ons kyk na Dion Meyer se boeke verkoop. Absoluut. Afrikaans is groot in skouspel, word lang voor die tyd uitverkoop. So dis nie eintlik so eenvoudig as om te sê Afrikaans is verby nie, of Afrikaans floreer nie. Kan dit 'n kwessie wees van wanneer die taal onder druk kom, dat daar dan so drukpottiefek is met iets wat uitbars? Ongetwyfeld, ek dink dis een van die belangrike dele van 'n verklaring van hierdie hele situasie, is die druk op Afrikaans. Dis soos wanneer enige gemeenskap, wanneer hy onder druk is, dan ontwikkel hy self skielik 'n bepaalde selfbewussyn, en hy word bewus van homself. Dis amper soos as jy Afrikaans druk, dan word hy bewus van homself. Daar is eintlik belangrike redes vir hierdie situasie. Ons moet onthou dat Afrikaans tot en met 94 het hy gefloreer onder andere bewyse van die steun van die staat. So die staat het 'n geweldige belangrike struktuur geskep waar binne Afrikaans na vore kom in die skole en universiteite en so aan. En na 94 sit die Afrikaners skielik met 'n situasie waar ons nie in beheer is van die staat nie. En sonder dat die Afrikaners dit bewuslik besluit het ons besluit, maar ons gaan nou ons eie ding doen. En wat vandag in Oranje gebeur, is alreeds vooruitgegaan deur die kunstefeeste hier vanaf 1993, 94, 95. Die kunstefeeste het gesê, kyk, die staat gaan ons nie help nie, ons gaan ons eie ding doen. En Oranje sê presies dieselfde ding. En dis die rede hoekom Afrikaans eintlik so floreer. Die onus is op ons om self iets aan Afrikaans te doen. En ons doen dit op verskillende maniere, ons kan daaroor gesels. Maar ek dink dis omdat die staat weggetree het en ons ingetree het, dat die taal regtig floreer. Professor, as ons nou praat van staatsinstellings, dan moet ons ook hier verwys na universiteite, verskeie skole. Daar is tans 'n hofsaak wat woed rondom die taalbeleid by Stellenbosch. So dit is juis binne daardie staatsinstellings waar die taal onder druk is, en dit is en dit is dit is soos jy nou genoem het, dis juist daar waar die staat in beheer is en waar Afrikaners afhanklik is ook, en Afrikaanse studente in Hebreë afhanklik is van daardie instellings. Kan jy vir ons kortliks uitbrei, wat is u siening van die stand daar? Kyk, ek dink as jy die staat as maatstaf gebruik, jy sê, kom ons kyk, hoe kan ons Afrikaans nog binne die staatlike strukture, soos die universiteite, hoe kan ons dit nog aan beskerming neem? Dan moet die Afrikaners en die Afrikaanssprekendes en Hebreë moet ten alle koste probeer om, sê nou maar by 'n plek soos Potchefstroom of by Stellenbosch, hopelik nog iets by Pretoria te red van Afrikaans. Maar oor die langtermyn dink ek gaan dit waarskynlik misluk, die hele poging. En oor die langtermyn gaan die onus op ons rus. So as dit kom by universitêre Afrikaans, sal ons uiteindelik die eie universitêre ruimtes moet skep. En ek dink dis belangrik om dit te sê, dat 'n taal het ook daai universitêre ruimtes nodig.
So as die staat nie vir ons gaan gee nie, dan gaan ons dit self skep. En ons is besig daarmee. Trouwens die moontlikhede wat vir Afrikaans nou begin gebied word deur iets soos akademia is wonderlik. Ons kan baie entoesiasties daaroor raak. Ja, akademie dink ek is een van die beste voorbeelde van 'n privaat tersiêre onderriginstelling wat nou na vore getree het. Reeds verskeie BCom-rigtings wat aangebied word, BCom-regte, wat ek verstaan hoekom is eintlik interessant wees, prof, om te sien of daar ook vorentoe in die baccalaureus artium-rigtings iets ontwikkel. Ja, dis presies op die tafel op die oomblik, nee, dat was het begin by die BCom-grade en daar is die basis gelê vir Afrikaanse universiteit, maar dan word hy uitgebrei na die kant toe van die geesteswetenskappe, die regte, die verpleegkunde en so aan. So hy gaan uiteindelik 'n volwaardige universiteit word. En die kurwes lyk ongelooflik. Daar's vanjaar 750 studente, volgende jaar gaan daar 1500 wees en hy gaan eenvoudig net eksponensieel toeneem, jy weet. So dis 'n aanduiding van hoe goed gaan dit eintlik na Afrikaans, hoe sterk is die behoefte aan Afrikaans ook op tersiêre vlak natuurlik. Die behoefte is daar en as die staat nie in die vraag voorsien nie, dan gaan iemand anders dit doen. Professor, ten slotte, ons gesels vandag hier vanuit Orania en Orania waarna jy ook vroeër verwys het ook tot die besef gekom dat ons kan nie afhanklik wees van die staat nie. Ons moet eienaarskap neem van ons eie toekoms en ons eie welstand. Hoe kan 'n gemeenskap soos Orania ook 'n rol speel in die bevordering van Afrikaans? Ja. Kyk, ek 'n wesenlike rol. Trouwens, ek dink dis een van die belangrike voorwaardes vir die instandhouding van Afrikaans is 'n plek soos Orania en daar's 'n baie goeie rede daarvoor. Belangrik, Afrikaans kan net leef as hy instellings het. Soos sê maar kunstefeeste, uitgewerye, skole, universiteite. So instellings is een van die belangrikste voorwaardes vir 'n taal om te leef. Maar nog belangriker is 'n taal moet 'n plek hê. Taal sonder plek. As ek in 'n dorp instap of ek stap in 'n stad in en ek hoor nie om my Afrikaans nie en ek sien nie in die strate Afrikaans teen die mure, in die advertensieborde en so aan nie, dan verdwyn jou taal. So Orania is wesenlik belangrik dat as jy hier in die stad, die toekomstige Orania stad instap, dan moet dit 'n Afrikaanse klankruimte as te ware wees. Jy moet oral Afrikaans sien en hoor. So leef 'n taal. So daar lê 'n geweldige verantwoordelikheid op Orania om presies daai voorwaardes te skep waarbinne Afrikaans kan leef. Dankie professor Dani Goosen, ons hoop dat hy ook vorentoe 'n groot rol sal speel, ook hier in Orania, vanaf watter plek ook al, om ons te help om Afrikaans ook hier te bevorder. Professor Dani Goosen, voorsitter van die FHK, wat vandag met ons gesels het in hierdie jongste uitsending van Toekomsgesprek.